lyk ek jonger, so ek kom op see toe gaan. Dan gaan ek ook jonger word. Ruben, baie dankie dat jy in Polen vanoggend hier is. En Ruben was deel van die oorspronklike program gewees wat ons sou gedoen het met Vanus se afskeidsrede. En ek is baie dankbaar dat Ruben dat jy in Polen bereid was om ook deur te kom vanoggend. So ek gaan nou oorgee aan jou wat vir ons dan op die voorsang gaan lyk. Dankie vir die handen. Môre allemaal. Wauw, dat is goed om jullie te zien. Ik weet niet eerlijk om te zeggen, zeg, ik denk misschien dat ik maar zeg, zoals die Fanny altijd zei, dat is toch lekker als we allemaal bij elkaar is. Dat is lekker als we maskers. Maar het is waar, ik moest zo lekker met die jonge mensen ook te zien. Ja, maar ik kan Polly dat blijven. Daar in die straten, in die cafés, in die kroeg, in die kerk, overal allemaal is oud, allemaal is bejaard. Dat is allemaal soos ons. En pas het baie stadig, pas het baie stadig. En die meeste mense is, die meeste part is al meestal vervang. Gaan jy dat tantas, die is maar die tantas moet sê, het jy al een vervang of een knie vervangend gehad. Dat is nie goed dan. Maar so is so lekker om julle te sien. Ons gaan 'n paar liedere sing om die naam van die Here groot te maak. Ek wou vir die Vanus sê, baie dankie dat hy by die land aftree, sodat ek die kans kry om op te tree. As die baie Vanus, ons nou maar die mooi dan baie dankie. Dankie vir die uitnodiging om nie eers lekker op te wees, slaggie weer saam met Susan muziek te maak. Kobus daar agter die klankbank te sien of steeds, en so hier en op is waar ek keer. So baie dankie is baie aangenaam met hier. Kom ons begin met hierdie pragtige lied van Louis Palmer Rekom. Soms wil ek net jubel en refrein wat jy die Here kan verstaan. Maar hou vast, hoe langer mense doen, hoe makkelijker raak het, hoe meer gemakkelijk raak jy, hoe makkelijker raak jy die steeds hoe meer. Dit is baie lekker. Jy weet, die instrument is in die naam, of in die hande van die Here, dit is wat, soos die beste achter die Fanny sal sê, dit is nog lekker maak. Kom ons sing die rede ook wat voor ons mag onder hierdie lied sing, is omdat, ek sal het nooit vergeet, het dominee Vanus eendag kom en gesê, hy wil vir my 'n paar aantekeninge bring oor Psalm 23 die Here is my herte, sodat ons kan nog versies byskryf. En toe kom hy daar aan met 'n paar notas, so dit is die Bybel, om notas,
ek Psalm 23, en ek het al deel gewerk met, mens kan nie alles in die verses, maar toe hy gehelp, en die Vanus het toe die derde vers vir allebei geskryf. So as ons gaan sing, is die eerste versie wat op bekende woorde is, en dan die derde versie wat eintlik op die Vanus se woorde is. So ons sing die eerste en die derde versie. Ek vertaal dit destyds van Engels na Afrikaans. Dis 'n lied wat ons vir die Here sê, Here, aanvaar dit wat ek vir U sê. Glo dit wat ek vir U sê, want ek het U lief met my hele hart. En ek vraag my aanbidding met alles, sien dit raak en seën my sodat U my altyd sien. Ek het U lief met my hele hart aanbid ek. En as 3 verses, kom ons in albei. Goed is dit? Ja. Dis nog op die galery. Hoe is dit? Jy opstel nader aan die sonskoene. Ja. Want die goeie gaan reis daar op pad.
was baie lekker om baie mense te sien, waar ek sê saam met die man, lekker om so 'n volle kerk te sien. En is ook baie lekker om die pragtige geleide van in die stad te hoor. Dit is regtig iets bijzonders, iets wat ons daar by die see ook baie mis. Maar die moeilijkheid is dat al die mense ook met verskillende dood, so allemaal sy ander soort liedere en so. So dit is baie moeilik om te bepaal wat jy gaan sing. Maar ons mis die atmosfeer van die kerk, dit is baie bevoorrecht, die vibe wat jy hier het, die nodigheid van die Here is nie oor as dieselfde. So wees dankbaar en kom volgende sondag weer. Kom ons gaan hierdie sing wat vir die Here sy naam groot te maak. En majesteit, glansryke heerlikheid. As 2 versies, dan sal dit sing. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons verkiezers die woord alle bewys. O majesteit, Heer ons heerlikheid, van alles groot tot wysheid groot, wil ons opwys. Kom ons groot, kom ons bestem, die naam van Jesus. Kom ons groot, kom ons aanbid, die Here ons God. O majesteit, heilige heerlikheid, hy het gesterf, ons uitgewerk, hy het gewin. Majesteit, losse geleerdheid, hier is groter as wat ons verstand kan verstaan. O majesteit, Heer ons werklikheid, hier is vertrouw, altyd vertrouw, wil ons U prys. Kom ons groot, kom ons bestem, die naam van Jesus. Vader, Seun, Heilige Gees, die enige God. O majesteit, hemels heerlikheid, Heer stryd, voorspraak vir my, ek wil oprys. Die ander het gepraat van Jan Memory Lane, hierdie spesifieke majesteit, want hou het baie goed met Jan Mostert, wat agter my gebly het, en hy kan aan, hy het die spoor ontgesit, en die Fani het die stukkie aangevoeg, van, majesteit, wat is dit? Is nie nodig om die Fani. En, dan stap ons weer na huis toe, en Jan Mostert stap naast by, hy sê, hoe kan ek vir jou gevraag? Daar is op majesteit sing, daai hoe wat hulle aan sing, dit staan nie in die boekie. Dit is die Fani, dit is die lekker. En wat hou, sy is baie goed op die Fani, van is, gevraag het ons daar die gemeente weer daar sien, en ek kies nou skryf daaroor, ek het met die handen bietjie gesels daaroor, en geluister wat sê in die dienste, en toe die Johan eendag die punchline gebruik waar hy gesê het, ons is profete van die Here. En toe hy dit sê, toe weet ek wat ek in die Bybel skryf. So kom ons in die prachtig, ek sien wat er loop, so die woord lyk vir my helderder. Iemand ons skoon gemaakt op die Precies. Was ek as hy te roep gesê. Beste tijd om te beginnen met heel veel. Kom eens doen. Is de roep om te volgen.
vra die vraag, hoekom het die Here al die lelike goed gebeur, by ons aan sterftes, epidemies en so meer. En as in die westerse vorm, is die antwoord altyd, dis my baie mooi. Sy antwoord is altyd, ons bly, ons hoor in 'n stikkende wêreld. As nie was in 'n stikkende wêreld nie, was alles mooi. En reg, dit is ongelukkig so ons bly in 'n stikkende wêreld. Maar, bly ons in 'n stikkende wêreld, ons hou vas aan die Here, ook deur die baby, waarvan ons ook heeltemal ontslaas nie, en al sou die fyn boom nie bol nie, al sou dit my finansies sleg gaan, al sou in my huis baie sleg gaan, en so meer, nog steeds sal ek reg in die Here. Ons gaan die eerste verse sing, en dan die verder aan die wysheid en die wat daarmee saamgaan met die Here my God. As ek eerbied wonder en alles wat doen ontskou, dan moet ek juig. So kom ons sing die versie, en dan hoor ek die Here my God. There's a fear
ver van Woester af nie. So as jy weer te sleg is aan daai kant, gelukkig weet ek jy blykbaar aan die kant. So jy kan altyd by ons kom kuier en weer kom help en kom extra versies skryf. Maar ons het nogal gewonder, wat gaan ons aan doen? Maar ek is so bly jy het gewys op 'n paar versies wat Vanus geskryf het. So ons kan hom kontak om 'n vers of twee te skryf. So vir my kant af was ek welkom, spesiale woord van welkom ook aan die familie van Vanus en Marinda wat vanoggend hier is ook hierdie spesiale geleentheid. Saam met ons en saam met hulle ook te deel. Mag dit ook vir julle 'n besondere geleentheid wees. Saam met familie en vriende, maar ook in die teenwoordigheid van die Here. Nou vriende, vanoggend lyk dit 'n bietjie anders as wat dit gewoonlik lyk as 'n predikant aftree. Gewoonlik is die ring teenwoordig en dit is sertifikate, aktes van kommissies wat oorhandig word en al die formaliteite wat gedoen word en so. Maar as gevolg van die pandemie lyk alles vir ons deesdae anderster. En moes ons die afskeid van Vanus ook anderster doen. Daarom van die kerkraad se kant af het ons dan nou by die datum wat ons moes, het ons die akte van kommissie oorhandig en het ons al die formaliteite afgelê. En net ons baie mooi beplan het vir Vanus se afskeidspreek. Die kom COVID met sy volgende vraag en hy maak kerk toe en Vanus het gesê, is hy op kamera en hy is die vriende nie. Die kamera sit 5 kilo's aan. Hy sê, hy is op mooi maak. Hy praat met die DVK en hy sê, hy gaan eers wag met sy afskeidspreek as ook mense in die kerk kan kom. So ons is regtig baie dankbaar vir elkeen van julle wat volgende is. Vanus, ek wil vir jou sê, ja, jy is gelukkig nie te besoek in die gemeente, jy was wat leraar in die gemeente, en baie welkom vanoggend. Baie dankie dat jy iets van jou hart vanoggend met almal van ons kan deel, en dat ons ook kan terugdink aan al die jaar wat jy in die gemeente gedien het, wat jy verskil gemaak het, wat jy saam met baie van ons, baie van die mense wat vanoggend hier is, saamgewerk het in die wyke en ook 'n verskil in hulle geestelike lewens gemaak het. Nou Vanus het Marinda ook gevra dat ons nou nie, hulle sê ons as twee goed in die kerk wat uitstaan, dan sê jy kan nie oor 'n uur preek nie. En die tweede ding sê dan moet altyd melktert en koek en tee wees. Dis nie meer sonder die dinge van die kerk. Nou Vanus het vir ons bring nie 'n tee geleentheid en goed rede. So vanaand hy preek net in 'n huis toe, maar ek weet ten minste hulle gaan nou so 'n bietjie na die tyd hierso kuier by die voorportaal waar mense dan ook nie vir hulle so hande kan gee. Gelukkig, as jy vroegoggend opstaan, as jy so oor julle kyk, dan lyk dit nie vir julle vroegoggend opstaan nie. Hierso my seeliese kant van as ons stap, jy maar in, ek het al 'n paar keer gesien hier in Hoofstraat af, so die lidmate kan maar saam met jou stap en 'n bietjie gesels. So, Vanus, ek gee oor aan jou, baie dankie dat jy vanoggend hier is, dat ons ook jou hart kan hoor, hoe se nooit gemeente na jy ook so lank hier as leraar gedien. Ja, goeiemôre gemeente. Dit is lekker dankie vir die woorde Johan. Ek wil hier in die begin sê, ja, dankie vir die geskenk. Dit is nou al 3 maande gelede. Ek kon my tablet koop, maar ek gister op kan lees. So dit is dankie vir die kerkraad alreeds dankie gesê. Dit is dan net weer. En dankie vir die voorreg om die woord van die Here te kon bedien vir 38 jaar. Dit is 'n geskenk van die Here vir my. Dankie dat jy my ook gedra het as 'n begenadigde sondaar. En dankie ook vir julle gebede. Bid asseblief vir Johan en Marius en die kerkraad en die leiers en solies te sê, jy moenie vir my vergeet die vraag ek moet. So ook vir solies. Ja, ek het hier aangeteken as ek iemand ooit antwoord gegee het, dan vra ek vergifnis en mag die Here vir julle om my te vergewe daarvoor. Dan ek moet regtig sê en ek het vir die kerkraad ook gesê, hier is soveel mense wat oor die dekades opofferings gemaak het, wat ek kon sien, wat het gedoen het om hulle vir die Here lief het. En van my kant af kan ek sê, dit was vir my bemoediging, dit was vir my inspirasie. Ek sien dit nou nog hierso, ek sien baie van hulle op hierdie oomblik ook hier, maar elke mense in wie se lewe die Here besig is om tyd en energie te belê. En dit is vir my iets wat ek nie soms sal vergeet nie. Ek het oor die dekades heel wat kollegas gehad, ek kom by baie geleer, en ek is die Here daarvoor ook baie dankbaar. Dan soveel veelvoudige stories. Ek het nou soos dit ding, sal ek net een vertel, maar besluit ek sal maar dit eers los.
Maar daar is soveel mooi verhale wat ek altyd sal koester. Van wat gebeur het, wat ek beleef het, wat ek gehoor het, wat ek oorvertel het, wat ek gehoor het, wat dit baie met my gedeel het. Maar dan ook baie raadseer verhale. En daarvoor wil ek dankie sê dat julle die raadsakke wat my van my gemoeder het geneem. Woestynnoord is die Here se gemeente. Dis nie die kerkraad se nie, dis nie Engelike Kerk in Suid-Afrika se nie, dis die Here se gemeente. En as jy mooi daaroor dink, dan is dit wat die Here in jou lewe gedoen het, jy is in Heilige Gees dat dit moet werk. So 'n gemeente is eintlik 'n wonderwerk van God. Dis 'n stukkie werk wat God deur sy Gees in hierdie area gedoen het. So dit moet julle altyd onthou. En ons bly baie lekker daar voor net sing. Ek kan my herinner, ek wil vir al dankie sê vir al die ondersteuning. Hierdie jaar baie raad gegee en helplaan maar die Here is ons getel baie daar net sing 7. Nou as julle weet waar Sascha is en waar die ou sinagoge is, ons bly aan die agterkant van die gebou wat eers 'n sinagoge was in Koenensingel. Maar waarheid te sê, ons word soms wakker van die bosduwe wat die sinagoge se dak nes maak. So dis baie lekker rustig. Ek het gedink die middagdorp maar baie besig gewees. Maar dis 'n rustige feeling because die voels daar in die spark. So baie rustig omgewing, 'n geskenk van die Here. Die Here is regtig goed. Hy is getrou. Hy sal op soveel maniere waar ons nie eens kom terug. Ek bedoel dit as 'n bemoediging vir jou. Kom ons maak ons goed. Die ware lig wat elke mens wil lig, daar kan kom in die wêreld. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken. Hy was sy eie mond toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Gemeente van Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, hierdie kragtige werking van die Heilige Gees. Die Here nooi ons na ontmoeting met hom. Want die wat ons nou maar sing, genade van die Here is 'n belofte wat die Here maak. As ons hom soek, hy ook daar op ons soeke sal reageer. Dat die eerste uitreik na ons. Kom ons sing hierdie as dan bid. Aleluia.
ek het so toe in Julie maand klaar gemaak het, voordat ek so vir 3 Sondae by Jona 1, 2 en 3 stil gestaan en ek weet dat ons onthou nou nie so goed nie, maar ek het gedink ons gaan vanoggend met die laaste hoofstuk van Jona besig wees. 'n verhaal wat ons almal baie goed ken, ons goed dink ons, maar 'n verhaal wat ook, ek dink die Here se opdrag aan ons vir ons mooi uitspel. So voordat dit ons dit doen, kom ons Bybelgeloofde dan bid ons aan. Hemelse Vader, hier waar ons saam is as die kinders, kom ons met kinderlike afhanklikheid. Kom lei ons Here ons sondes, ons hartbreukheid, ons gebrek aan tyd om stil te wees saam met U. Kom maak ons harte oop vir U woord en bid Here dat U die Heilige Gees, deur die woorde wat ons gaan lees en oordink, dat ons elkeen sal praat. Here, U ken elkeen wat hier sit en staan, U ken elkeen se hart, elkeen se behoefte. En Here, ons weet dat ons 'n verwagting het dat U meer sal doen as net dit wat mense sê of wat iemand hier voorpraat, dat die Gees dit sal gebruik. Soos U wil hê dit in ons lewe moet inpas. Dis ons gebed in Jesus se naam. Amen. Nou, ek wil miskien net Jona so 'n bietjie vir die wat dit nou lanklaas gelees het, net so vinnig 'n voorbeeld doen. Jona, 'n Jood kry 'n roeping om na Ninive te gaan. Ninive, die Assiriërs, die wêreldmag, baie wreed en oorlogsmasjien van destyds. En Jona moet aan hulle gaan preek. Dat die hulle op verkeerde ding kom en dat anders gaan God die stad verwoes. En Jona het klaar gemaak. En die skip gevat Tarsus toe, dis net by die teenoorgestelde rigting, op pad na Spanje toe. En dan ken ons die storie van die storm wat die Here gestuur het, en Jona wat onder die skip lê en slaap, die matrose wat bid en smeek, en dan vra die Jona wat gaan aan, maar dat ken nie, en sy vertel hy hulle sy verhaal, dat hy van God af, en sê, man, hulle moet op precies oorboog gooi, dan sê jy ons stel word, maar hulle wil nie, dis laat dat ek sien in kaas, dat hulle gooi Jona behoort, en dan is die by die beroemde vis-episode, wat ons allemaal ken, selfs as ons nou lanklaas die verhaal gelees het, in die kinderbybels, en die punt waar ons in die verhaal ek ons vasthak, en die rest van die verhaal nie lees nie, en dan stik die vis die Jona in, en dan is ons ek 2, die gebed van die Jona en die vis, en Jona seker belydenisse wat hy maak, en dan spoel die vis op uit, en dan kry Jona weer die roeping, en hy gaan die stad na Ninive. En kom ons lees dan nou, dat Jona gaan stap daar so in die stad, en die mense van Ninive, dit was ek 3 vers 5, die mense van Ninive het toe in God geglo, en hulle het 'n dag aangekondig om te vas, groot en klein en rouklere aangetrek. Die berig het ook by die koning van Ninive uitgekom. Hy het van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek, rouklere aangetrek en op 'n asloop gaan sit. Hy het in Ninive laat proklameer, die koning en sy raadgewers beveel dat mense en die groot vee en klein vee aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet en nie water mag drink nie, mense en diere moet rouklere aantrek. Ja, ek dink moet ek 'n donkie of pos moet rouklere. En die mense moet ernstig tot God roep en hulle verkeerde dade bekeer en berou oor die geweld wat hulle gepleeg het. Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie, dan sal ons nie omkom nie. Dan gaan hy vers 10, toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van die verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy vir hulle sal doen. Hy het nie die ramp gestuur. Hieroor was Jona baie ontevrede. Hy het baie kwaad geword en hy het tot die Here gebid en gesê, ag Here, ek het dit geweet toe ek al op my land was. Daarom het ek weg aan die begin na Tarsus gevlug. Ek het geweet, U is 'n genadige, barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af aan die straf wat U aangekom het.
laat ek maar sterf, Here, want dis my beter om te sterf as om te lewe. Toe gaan die Here vir hom, het jy weer kwaad gewees, kwaad en al. Jonas by die stad uit, die koers van die stad gaan sit, en vir hom 'n skerm te bou, hy gaan onder in die skaduwee gaan sit, om te sien wat in die stad gebeur. Sodat die Here God op 'n kommelpad opkom, en dit bo Jonas gerank en hom skaduwee vir sy kop gegee, en hom van sy misdoende te bevry. Jonas was baie bly oor die kommelpad. Die volgende môre, hy dankbaar dat God toe by hom kom en dit het dat die kommelpad gevreet, sodat dit verdroog het. Toe die son opkom, het God 'n skroeiende sterk wind in die ooste laat waai. Die son het vir Jona op sy kop gesteek, het baie swak geword en gewens om die te sterf. Hy het gesê, het is my beter om te sterf as om te lewe. Toe vra God vir Jona, het jy weer op kwaad te baal oor die komkommerplant? En Jona antwoord, ek weet weer genoeg, ek is besig om te sterf. Die Here vir Jona sê, jy is besorg oor die komkommerplant waarvoor jy nie gewerk het nie en wat jy nie versorg het nie. Dit het oor nag opgekom en oor nag is het dood. Maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie. 'n Stad waarna meer as 120.000 mense is, wat nie weet wat reg en verkeerd is nie. En baie diere. Ons gaan oor 5 goedjies gesels volgens. Die eerste is Jona en ons. En dan die vraag vra, die ergste vraag, wat is Jona se probleem? Ons gaan agteruit in die probleem. Wat is Jona se probleem? En dan derde God se antwoord op Jona se probleem. En dan wat het van Jona geword? Moet ons daar 'n bietjie oor gesels? En dan natuurlik Jesus en Jona. So Jona ons, so ek sê dit is 'n verhaal wat ons almal ken, of so dink ons. Daar's baie meer in die verhaal wat julle nou klaar gehoor het as net die verhaal van die vis, waar ons vashou. Maar Jona ontvang 'n spesifieke opdrag van die Here. So stel nie van ons dat in Jesus glo, ons lewe moet te leef as 'n roeping. Daar ons bly waar ons is, dit wat die Here van ons daar spesiaal vra om te doen, maar die grootste stap in ons lewe is wanneer ons op 'n dag besef en vir die Here sê maar dat hy nie meer 'n deeltjie van my lewe is, maar alles in my lewe. Wanneer jy besef dat jou lewe gaan nie oor jouself en jou eie lewe en jou eie gerief nie, maar alles gaan eerstens allereers oor die Here. En dat jy jou lewe dan as 'n roeping leef met antwoord op God. So Jona, ons lees in hierdie verhaal die treetjies van sy geloof. Hy het homself beter te weet. Ons verwag hulle van Jona om meer God beter te ken, maar in die verhaal kom ons agter dit is nie heeltemal hoe dit werk nie. En as 'n mens nou iets wil highlight in hierdie verhaal, sou jy sê, hierdie verhaal wys vir ons hoe ernstig God is met sy roeping by ons. Hierdie verhaal wys vir ons, God is ernstig met sy koninkryksplan en met sy reddingsplan, waarvan ek en jy deel is van 'n tapisserie van God se prentjie. Hoe is dit dan en vroeg af van ons baie moet sien of sin maak altyd. Maar as iets in elkeen van ons van Jona. Dis eintlik goed dat Jona vir ons dit daaraan herinner. En die verhale wat in die Bybel is, so iemand het my gesê, is eintlik bedoel nie om iemand anders daarin raak te sien, maar is in die heel eerste plek bedoel om jouself daarin raak te sien. Dis waarvoor die verhale opgeteken is, waar God deur sy Gees met ons praat. Nou dan vlug Jona weg van die Here af. Hy behoort eintlik al beter te weet. Ons kom agter Jona as hardkom beholpe.
Dis 'n aardige karakter. En ek het ook dit gelees en besef, maar as jy mooi jou lewe dink, speel ons ook soms met God sulke speletjies. Wanneer ons vir God op 'n veilige afstand hou, wanneer dit gaan oor goed, wat vir ons ongemaklik is, wat vir ons moeilik is, wat ons nie verstaan nie. Jona verstaan nie sy opdrag nie. Hy vlug van God af weg. En ek het iets daarvan gesien in my en dat ander se lewe, waar ons lewe volmaak met baie ander goed. En in die proses nie ernstig maak met wat God spesifiek vir jou sê. Ons hoor nie God se stem. Ons mis die geleenthede en die gesprekke en die oproepe en die aandruk vuisland is daar. En kan dit wees dat die verhaal ons sê, maar kan eerlik ook jou lewe, my lewe, of ons nie, maar ook soos die Jona struikelblokke soms na God se plan is. Hierdie verhaal speel af in 'n tydvak ongeveer 790 jaar voor Christus. Onstuimige politiek, laat maar soek was ons dit. Wêreldmagte wat dryf, knaag en veg en mense doodmaak. En God se groot koninkryksplan wat stilweg op die agtergrond besig om te gebeur, soos God dit wil laat gebeur. En dit herinner ons, hier waar ons leef en wat Jona geleef het, dat die groot waarhede van God se woord is nie klomp abstrakte goed wat jy iewers in 'n boek lees en dit probeer te aanhou en dit jou lewe raak. Dit raak jou lewe, dit raak regte die werklikheid van ons nou hier ook in hierdie gewelddadige en onstuimige tyd waar ons leef. God se plan en ons in die wêreld, God is besig. En ons groot opdrag as mense wat sê, Here, U is my alles. Dit is al vriendelik te luister. Vriendelik te luister. Opdrag regtig wat God vir ons sê. Jona is 'n probleem. Twee dinge wat ons moet gesels. Jona het 'n probleem. Ek het die ander dag 'n skokkende ding gelees wat Woorde geskryf het. Sy sê, dit kan dit wees dat ons vir onsself 'n prentjie van God in ons gedagtes het, of vorm, wat pas by wat ons dink behoort te wees. Kan dit wees dat die dinge wat ek vir myself uitfiltreer uit die Bybel uit en vir my by mekaar sê, hoe ek God verstaan, dan nie dat alles is die God van die Bybel is, maar wat ek seker goed wegvat en nie gaan luister wat die Here oor ons gaan sê. Ek kan dan vir my kom ideeë sê vir die Here, maar is dit die God van die Bybel? Byvoorbeeld, dat ek baie te klein oor God. Want ons hang vas by die vis. Maar Jesus het op die water geloop. Moses het die see opgekloof. Jesus het 'n disipel gestuur om vis te gaan vang en 'n vis uit 'n geldstukkie te vis se bek te gaan eet. So, ons dat bekend oor God. Maar Jona het sy eie visie oor God. Hy kan nie verstaan dat God 'n God van geregtigheid is. In ander woorde, God onherstel. Maar dat God ook tegelijk 'n God kan wees wat genadig kan wees. Dit ry nie vir hom. In sy oë is daar aparte stel reëls vir die mense van Ninive en aparte stel reëls vir hom. Hy verwag oordeele vervloeking van Ninive.
verstaan God op sy manier. Jona verwag dat God hierdie oorlogsigtige nasie moet van die aarde afvee. Hulle breek alles af. Ons verstaan nie vir hulle nie. Dis 'n klomp onrein afgodsaanbidders. Vyande van God se volk. 'n ander ras as die Jode. God is nog 'n God van geregtigheid. Hoekom stel hy nie vir hulle 'n tyd klaar? Hulle verdien dit tog. En daarom vlug hy weg. Want dit wat God van hom vra pas nie oor sy verstaan van God. Want hy het die vermoede gehad. Dit sê ook hier aan die einde van die hoofstuk van hoofstuk 4 sê, ek het dit geweet. Ek het dit geweet, jy gaan hulle oorsie. Jy gaan hulle genaal. Daarom het ek gevlug. Die laaste hoofstuk. Toe God wil hulle spaar, sê hy, dit mond. Verwyk dit vir God. En daar het iemand die boek ook 'n ander naam gegee, die woedende profeet. Gooi Jona al sy skuld in die kot uit. Ek speel ek saam met hierdie besigheid wat God van my vra. Hoekom moet ek vir daardie skuld dit gaan verdeel? Jy gaan net weer genadig wees. Hy sien nie kans om in die hemel te wees saam met 'n klomp verkeerde as hy is. Verhaal trek in jou in die storie, in die verhaal, in die geskiedenis. Die verhaal van Jona, as jy eerlik moet wees, kom ons agter dat Jona self net so hartig en gewelddadig in sy hart is as die res is. Hoor bietjie mooi? Hy sê net op 'n bietjie meer beskaafde manier. Maar as jy eerlik moet wees, Jona is net so hartig en gewelddadig en skuldig as die Israeliete. Een van die verse wat ek nogal baie aanhaal het in die preek het, is dat 'n mens se hart is die bedrieglikste van dinge wat jy kry. Jy ken nie die diepte van jou eie boosheid. Jeremia sê dit vir ons. Jona se biding in die stad, en hy verwag uiteindelik 'n hoofpaviljoenkaartjie. En hy verwag dat die haal en die swaar en die vuur in die hemel gaan neerdaal en vir hom 'n goeie verkoning gaan gee. Vir 120,000 mans, vroue, kinders en diere. Iemand het hierdie verhaal vergelyk met 'n baie bekende gelykenis wat ons almal ken, die gelykenis van die verlore seun wat eintlik seuns moet wees. Voorbeskik reageer Jona soos die eerste seun wat sy goed vat, weg van die vader se liefde afgaan, weg van dit wat hy eintlik geken het. Dis is Jona optree sien. Jongste seun in die gelykenis. En hoofskip bid te smeek die matrose. Jona lê onder die skip en hy slaap. Hy wil nie eens bid. Aan die einde van die verhaal, dan tree Jona op soos die tweede verlore seun, soos die oudste een. Wanneer die pa aan die einde van die verhaal, of vir die einde van die gelykenis vir die groot seun wat aan die buitekant in die veld was en teruggekom het, smeek om in te kom na die feesmaal. Die genadige feesmaal vir sy seun wat teruggekom. Afbreek. Nee, hy wil nie dan hanteer nie. En hy gee begrip vir die vader se genade. So
Jona kan homself nie indink om die ewigheid in te gaan saam met bekeerde Assiriërs. Derde, God se antwoord. Wat is God se antwoord? Ons lees hierso dat die Here Jona sê, maar mag ek nie besorg wees oor die groot stad Nineve, 'n stad waarin daar meer as 120.000 mense is wat nie weet wat reg en verkeerd is. En ook nog lewe. Onbewuslik is ons wat dikwels soos Jona. Ons maak ons afleidings van hoe God is, van wie God is, van dit wat ons beleef, wat ons uitredeneer, wat ons verstaan daar is, waar ons hou. Maar ek dink dit is belangrik dat ons in die woord self hoor, wie sê God wie is hy? Wie sê God wie is hy? Een van die eerste gedeeltes in die Bybel waar God homself vir ons beskryf, is in Exodus 33. Julle kan maar gerus by die huis gaan lees, maar voor ek vir julle lees. Dis die gedeelte waar Moses en die volk uitgetrek het, en hulle is in die woestyn, en die Here praat met Moses op die berg, en die volk is hier onder met mekaar, en hulle raak bietjie onwillig, en hulle besluit te doen, maar hulle het eintlik 'n afgod nodig, want dis die God wat vir hulle uitgelei het, nie die God wat ons nie kan sien nie, wat daar ver is. En terwyl Moses op die berg sit, maak hulle hieronder vir hulle 'n kalf, 'n goue kalf, en hulle sê, dis die God wat ons aanbid. Hulle pleeg verraad. En die Here besluit om hulle eie lot bloot te laat, en Moses pleit by God. En met daai geleentheid sê die Here, jy is. En as jy dit die woorde hoor, dan gaan jy dit herken, as jy baie gereeld lees in die Bybel, gaan jy die woorde herken, want dit is woorde wat soos pilare deur die Bybel, die ander Bybelskrywers aangehaal word deur die verskillende boeke. Toe sê Moses, laat ons tog die magtige beskrywing sien, maar die Here sê, ek sal my voortreffelike beeld verbygaan, en ek sal die naam die Here vir jou uitroep, want ek betoon genade, maar wie ek genade wil betoon. En ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Terwyl Moses verbygaan met die Here, ek die Here, is die barmhartige en genadige God. Langmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde. Maar ek spreek niemand sonder meer uit. Ek, die Here, is die barmhartige en genadige, langmoedig, vol liefde en trou. Hierdie woorde word geklink deur die Bybel. Dit word gereeld aangehaal. Dit is God se reaksie op Israel se sonde. Ja, God is heilig. Hy roep mense te verantwoording, maar hy sal aanhou om sy geregtigheid en trou uit te voer. Maar hy is 'n God met deernis. Compassion is 'n Engelse woord. Hy kies om deernis aan mense te toon. Dis wie God sê hy is. Dit bly vir my onverstaanbaar, ongelooflik, dat hierdie onvergelyklike God, wat Moses nie durf sien, wat hy so stel, dat hierdie God homself beskryf met emosionele woorde. Ons as mense assosieer emosie ons met onbeheersdheid, normaalweg met onvoorspelbaarheid,
met wispelturigheid, met impulsiwiteit, dis ons wat emosie dink. Hoe kan ons staat maak op God wat gevoelens het? Wat emosies het? Ons moet baie versigtig wees om nie ons eie sondige, gebroke emosies op God te reflekteer. As God ook soos ons vol sonde en gebroken het. God stel reg in die Bybel bekend as 'n standvastige, getroue God van sy beloftes, maar 'n God met deernis. Hy is God wat voel vir mense. Hy voel vir mense, vir jou. Hy het 'n werklike reaksie. Nie net beeldig nie, hy het 'n werklike reaksie op dit wat mense bedoel. Die barmhartigheid of genade kan ook vertaal word. Die Engels is merciful, gracious, long-suffering, geduldig, abounding in goodness and truth. Oorvloedig in goedheid en waarheid. Vol van deernis. Hierdie woord hou verband in oorspronklike taal met die woorde wat dit beskryf op 'n baandruk. Dit dra daardie konneksie, daardie emosie van versorging, van 'n maat en 'n kwesbare kind. Dit kan ook vertaal met diep geraak. God word diep geraak deur mense. Deeply moved, sê die Engels. Deernis is 'n beskrywing van 'n diep gevoel wat iemand in beweging bring om 'n ander persoon en 'n ander persoon se goeie belang op te tree. Ook dat ons aan 'n ander persoon na die naaste by verdien. Dit is 'n beskrywing van God se karakter wat hy self gee. Te sê God is soos 'n pa en soos 'n ma. Sy ouer wat omgee. Vol deernis. Dis die manier waar God beskryf waarop hy reageer. Ja, en dis hoe Jonah God verstaan. Jonah het natuurlik gedink hy verdien God se genade, want hy is dan 'n profeet en hy is so oulik en hy tree op in Israel. En dan vind ek 'n interessante vraag, wat het van Jonah geword? Ek dink dit is 'n antwoord van presies wat van Jonah geword het. Die verhaal eindig ook op 'n cliffhanger. Ons ken mos die uitdrukking. 'n spanningsvolle einde sonder 'n direkte antwoord. En dis amper soos die gelykenis van die verlore seun. Die pa smeek by die seun kom in die vleesmaak. Terwyl hy dik maar by kan staan. En ons weet nie of hy kom nie. Ons hoop hy kan kom. Maar wat hy vandag geword het, kan ons nie regtig sê nie, want ons weet dat die boek geskryf nie. Die boek is waarskynlik net later, as ons die taalklik geskryf, baie eeue later. Maar wat ons wel kan aflei is dat Jonah hierdie woorde, hierdie verhaal moes oorvertel het. Maar hoe kan ons soms geweet het dat Jonah gebid het in die vis, as hy dit nie vertel het oor sy eie skange, ten koste van homself. Ons lees in vers 2, Jonah gebid het in die vis. Hy moes dit vertel het. En daarom kan ons hierdie verhaal ook sien as 'n stukkie skuldbelydenis oor wat is in die binneste wat hy ontdek het. Die persoonlike skuldbelydenis wat hy vir die nageslag laat opneem. Die Jonah verhaal vertel vir my en jou van God se worsteling met ons, met jou en my geloofspad. So ons roeping as mense wat alles vir ons is, en weet hy alles vir ons is, om by die punt te kom waar ons
ons lewe as 'n roeping van God uitleef. Waar ons sukkel om te hoor, en waar God met sy geduld en sy deernis saam met ons loop by ons pleit, soos die pa van die verlore seuns. Vertel wat van God se geduld met Jonah, met my en jou. God ons roep om hom onvoorwaardelik te volg. Onvoorwaardelik. Om in sy krag te lewe. Dit wat jy kry wanneer jy bid, wat jy nie jouself weet nie. Om risiko te neem en te waag om God te gehoorsaam. Om te volhard. En dit was God my gevra. Al die persone in die Bybel is ek nog aan onthou. Wanneer die jeug geroep is, almal was hier in Suid-Afrika. Hulle is nie opgewasse daarvoor nie. Hulle het nie die gawes en die talente om dit te doen nie. Dit klink nie wel 'n lekker job nie. Hulle wil nie dit doen nie. En wat dan gaan doen God dit ten spyte van hulle gebeur. En Jonah was eintlik ook ongekwalifiseerd. Ons gawes en ons talente is nie 'n kwalifikasie om deur God geroep en gebruik te word. God kies, as die Bybel reg lees, baie keer meestal mense wat nie toegerus is. Sodat jy van God afhanklik kan wees en jy kan weet, jy het dit gedoen, nie God het dit gedoen. Wat het Jonah? Ek wil op die skip, wanneer die skip in die storm besig om in mekaar te staan. Dan lê hy slaap onder die skip. En eintlik lyk Jonah sleg teenoor die ongelowiges matrose. Hulle bid bo op die skip, hy slaap, hy bly om te bid. Hulle wil offers, Jonah wil nie. En wat gebeur? Hulle kom tot bekering. Ten spyte van Jonah. Hulle roep die naam Jahwe aan, die getroue verbondsgod van die Bybel, en hulle offers bring. Daar het God stil gemaak het, en Jonah roep dood is. En wat van Nineve? Jonah kom nie daar in en hy sê vir hulle, luister, God wil eintlik vir julle red. Hy kom sê nie vir hulle, die Here het 'n goeie pad met jou nie. Soveel daar, as Nineve daarmee heen. Oordeels boodskap. Alle hel van julle tref. Maak julle klaar. Hy vertel nie vir hulle hoe die regte waar die volk kan kom. En dan kom die stad tot bekering, ten spyte van Jonah. Ek weet, wat is duidelik, ons kwalifikasies is die belangrik, nie vir God nie. Nie hy is ook nie. Jonah moes uiteindelik sekerlik meer van God se genade verstaan. Ek dink hy het op die oomblik ontdek dat sy eie geweld in sy hart is, dieper as dit is. Dat God se genade aanrede is, waarom hy nog gelewe het. Voor God het die bestuur. Dis aanrede waarom ek en jy 'n toekoms het. Voor God se genade. As dit jou tref, dan kyk jy anders. Dat die mense wat rondom jou bly, na jou werk, na jou gesondheid, na die goedjies wat jy het, na die dae wat jy op jou vind, na die opsoeke wat jy kry op jou selfoon, jou WhatsApps, jy dink angste. Jou lewe is 'n roeping. Laaste gedagte. Jonah en Jesus. Wat ek was raak oor die visie episode nie, ek dink ons mis die hele verhaal. Maar interessant, Jonah is een van die 3 profete wat deur Jesus aangehaal word. So Jesus het die verhaal geken. En kan ek maar sê, in Jesus sien ons hoe lyk 'n barmhartige, geduldige, liefdevolle God, wat ek kyk na mense wat glad nie verpak. Kyk na Jesus optrede. Hy beliggaam God. In Jesus sien ons nie hoe God amper God is. Ons sien in Jesus wie God is.
keer wat vir my tref is dat Jesus identifiseer homself met Jona se 3 dae in die maag van die vis. Hy sê, Jona was eintlik in die kake van die dood. En Jesus sê, dis die teken van sy eie 3 dae in die graf voor sy opstaan. Jesus vereenselwig hom met die slaagtepunt van Jona in sy lewe. Sodat hy, soos die Hebreërs, medelee kan hê met ons en ons worsteling. Sodat hy 'n genadige, getroue hoëpriester vir ons voor God kan wees. Die boodskap waarmee God vir ons stuur, is nie meer so enkelvoudig soos gebid. Dit is 'n diep boodskap van die kruis en van die opstanding. In die vis van die maag van die vis, sê Jona, redding kom net van God af. So Jona het dit geweet. Maar die boodskap waarmee God vir ons stuur is, die geregtigheid van God is aan voldoen aan die kruis. God het dit klaar gestraf in Jesus. Wat jy God se liefde en geduld sien en sy deernis kyk na Jesus aan die kruis. In een is God die bloed en die traan aan die kruis. God wil vir my en vir jou as instrumente om vir hom te gaan leef. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U nie maar net woorde is wat op bladsy staan of 'n prentjie in 'n kinderbybel, en maar dat U God is, die lewende God wat met ons praat en met ons besig is. Here, ons kom bid vir 'n wêreld wat so geweld vasgevang is. Ons kom bid vir almal op beskermingsdienste vir almal wat op 'n of ander manier die nood in ons samelewing raak verlig. Ons kom bid vir verpleegpersoneel, vir die polisie, gevangenisdiens, mediese mense, die regsmense, elkeen wat op 'n of ander manier oor help met die samelewing dankie Here vir ons weet. Here dat U ook baie van hulle gebruik met hulle getuienis. Ons kom bid Here vir slagters van brand, slagters van rampe, slagters van ongelukke. Ons kom bid Here dat U God van deernis, hande en woorde en hulp sal gee ook deur ons as die bestuurders. Here, ons kom bely vanoggend dat U alles in ons lewe is. Dankie vir die genade wat oneindig diep en groot is. Amen. Vriende, volgend wil ek vir alles sê baie dankie dat jy op 'n manier eie aanbieding is. 'n rustige manier vir ons iets kon sê dat Jona in elkeen van ons is. Maar dat jy vir ons ook vertel het van die deernis voor God. Die deernis voor God op elkeen van ons besig maak. Baie dankie dat ek ook weet, vanoggend is daar nou 'n afskeidspreek 3 maande na jou formele aftreding, maar ek sou weer op die kans van sien by ons as gemeente. Vriende, julle het gehoor van ons in die begin te sê, ons het vir 100 geskenk gegee, maar ons het nog niks vir Marinda gegee. So ek wil vir Marinda vra asseblief na vore te kom. Nou tipies soos 'n man kan 'n mens nie twee goed gelyk en ek kan nie blomme vashou nie en 'n mikrofoon vashou nie. So ek gaan nou maar so hard as moontlik probeer vra Marinda. Vir 38 jaar en langer was jy die ruggraat saam met Vader. Baie dankie vir die vrou wat jy vir hom is en was ook terwyl jy hier in die gemeente gedien het. Ek het ook geleer deur jare met Volby dat dit is die persoon met wie jy kan kom. Dis die persoon met wie jy hou. Dis die persoon met wie jy jou hartseer en jou vreugdes in
in die gemeente deel. So ek wil in namens die kerkraad, namens die gemeente, ons vir sê baie dankie. Dankie vir jou rustige manier van bystand aanvaar is, jou liefde en jou omgee. Dankie vir die Bybelstudies wat jy gelei het. Dankie vir die kindertraans en vrouediens wat saam gedoen is en saam gewerk het. Dankie vir jou jarediens ook in hierdie gemeente. Vader sê maar min saam met jou gestap toe hy in die gemeente gedien het. Maar ek gaan hom gereeld ons huis op gaan haal daar by die mense. Dis hier so net so na 7 en sê daar gaan Vader se middag. Dis ek weer vandag gaan Vader se middag. So ek neem aan waar jy gewoonlik in stilte gestap het, is daar ten minste nou gesprek en het jy 'n maatjie so met wie jy gestap. En my gebed vir jou en vir Vader is mag die Here vir julle seën en gesondheid en liefde. Mag julle hierdie tyd van aftrede, mag julle dit geniet. Saam met julle kinders en saam met julle familie en vriende, mag julle net weet, Here is en bly ook gesond by julle. Nogmaals, baie dankie. En as jy 'n dominee gaan, dan sing Ruben 'n lied. Ek het nog my lied, is nog daar by mekaar en ek het hom nog gekry op 'n kaset. Maar iewers weet ek is hy oorgesit op 'n MP3. So Ruben, baie dankie dat jy ook dadelik ja gesê het toe ons vir jou gevra het, wil jy nie vir ons asseblief 'n lied skryf? En dit vanoggend vir ons ook kon sing. So ek gee vir jou geleentheid om ook die lied wat jy geskryf het, gevaar is te sing, en ek sien ook, jy het van ons sertifikaat gemaakt, wat ek ook gevaar is gegee, om te onthou. Ek het net iets om skoling te vraag. Die inligting wat ek hier op papier het, was Jona 4 en nie Jona 3 nie. Dis ook ek vir Jona 4 gewys het en nie Jona 3 nie. So, ek weet nie, die se fout het is, jy vraag geskoling. Het is moeilijk om een liedje te schrijven als die dominee weggaan. Als die dominee komt, dan is het makkelijk. Als je op partij of als die dominee weggaat, is te vrolijk, dan denk die mensen iets blijs weg. En als die hartseer is, dan denk ik iets vals. Zo is waar je moet ik probeer met liedjes te combineren. Was nie juist een man van staal nie, dezelfde sy stem verhef. Hy nooit te breed herhaal nie, hy sy roeping goed besef. Met Marina aan sy sy, in die Volksstraat pastorie, gewone mense soos ek en jy, spoedig kom die klein goed. 1, 2, 3. Goed meter beste, dis wat die spreekwoord sê, om die waarheid in Godse woord te bevestig, dis waar sy liefde lê. Goed meter beste, goed meter beste. Hy was nie eens sosiaal nie, sy beste vriend, sy rekenaar, dis een sterre sal hy nooit verklaal nie, sy God van liefde is mekaar. Sy ouders was heel beskeie, is ons Christense recht, elke week vol werk en nederlige, en elke nieuwe vrijdag raak hy weg. Goed weet die beste, dis wat die spreekwoord sê, om die kracht in Godse woord te bevestig, dis waar sy liefde lê. Goed weet die beste, goed weet die beste. Dienstknecht en diens van
julle in Jesus se naam. Goed weer verwissel met dank in Jesus se naam. Baie dankie Ruben dat jy nog steeds so gaan so gebruik. Daar's ietsie wat ek gekort het in die liedjie, hoor. Ruben. En dis die Romeiskie. Kyk, en ek moet weer sê, as ek die vader so Kaap toe gegaan het, was hy ook nie beskeie met my bakkie dalsies nie. Ons het maar gegaan vir groot beter beste, ons het die grootes gevat. So dit was heerlik geweest. So, Ruben, baie dankie. Dankie vir wat jy oor die so gedoen het. En vader, ja, ons gaan vir jou vir Marina so onthou. En kom kuier nog steeds vir ons, gelukkig bly julle op die dorp. En kan jy maar 'n bietjie huisbesoek doen, 'n bietjie kompaai en checkers as jy ook daar is. Baie dankie. Vind net so 'n paar aankondigings. Ek wil julle uitnooi na volgende Sondag toe, Sondag aand 6uur. Let wel op die tyd, 6uur is ons Kersdiens. 'n diens waar ons buitekant bymekaar gaan kom, heerlik gaan saam sing, die Here se naam gaan groot maak en juis op 'n feestelike manier vir mekaar gaan kom herinner dat wanneer ons praat van Kersfees, dit gaan oor niemand anders as Jesus nie. So volgende Sondag, die 21 November om 6uur, buitekant af, stoele goed uitgepak word, daar gaan heerlike koffie na die tyd beskikbaar wees, sowel as cupcakes. So jy moet maar kry dat jy een van die wat bestellers kan kry. En dan weet ons wat as dit dikwels kom by Kersfees foto's, is dit ons nog nie almal wat in die foto is, want iemand moet die foto neem. So ons gaan so 'n Kersfees foto hoekie ook hê waar mense en families moet kom foto's neem en waarop daar foto's vir hulle geneem gaan word en ook gegee word. So dit is volgende Sondag, die Kersdiens 21 November om 6uur. Baie dankie vaders dat jy ook gebid het vir beskermingsdienste van my kant af ook. En namens die kerk, baie dankie vir elkeen van julle wat op een of ander manier ons beskerm. Ons waardeer dit opreg. En dan November is dankbaarheidsmaand in die kerk en dit is ook die geleentheid waar ons dankbaarheid kan wys om op die eer van die Here te leef, getuie te wees, om 'n roeping uit te leef en op so 'n wyse 'n verskil te maak. Dan is al van julle wat na die tyd 'n draai toe die kerkkantoor wil maak, die kerkkantoor is oop na afloop van die erediens. Baie dankie vir ons. Ons gaan afsluit met die Here God van Liefde, die 286, was in die Here lied. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die troos en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van julle.